Goeiemôre. Jy luister na die 62ste oordenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is trots. Definierende oomblikke gebeur veral wanneer ons verhoogde ervarings beleef. In Engels, elevated moments. Tot nuwe insig kom. Trots beleef of koneksie met ander mense ervaar. Kan 'n kombinasie wees van al vier of net een van hulle. Dit is die uitstaan oomblikke wat die navorsing vir ons sê die lewe interessant maak en klaarblyklik ons brein so beïndruk dat hy 'n nota daarvan maak en dit onthou. Dit is juis in daardie gebeure dat ons die ervaring het dat daardie oomblikke anders is as alle ander sekondes, minute, ure of dae in ons reise om die son. Ons het tot nou toe ook gesê dat ons nie noodwendig hoef te wag vir daardie oomblikke nie, maar dat ons dit kan skep, aanwakker of die atmosfeer kan skep of die omstandighede kan skep waarin dit meer gereeld kan gebeur. Wanneer ons egter praat oor trots, is dit in 'n sekere sin 'n verwarrende woord vir my. In Afrikaans het die woord trots 'n gesplete persoonlikheid. Dit word beide aangemoedig en afgekeer. Om byvoorbeeld trots te wees op jou werk is 'n Afrikaner deug. Maar daar is ook 'n sterk afskeid teen trots as selfvoldaanheid of hoogmoed. Trots kan verwys na waardigheid, maar dit word verkeerd wanneer dit die grens oorsteek na hoogmoed toe. Trots is goed as dit gaan oor 'n dankbare prestasie, maar word lelik wanneer dit arrogansie vermom. Trots is 'n mooi eienskap wanneer dit iemand motiveer om hard te werk of netjies te werk. Maar trots is 'n vreeslike lelike eienskap wanneer iemand voorgee om beter as 'n ander te wees. Trots is mooi wanneer iemand hulle voete op die grond hou, maar dit lyk vreeslik lelik as iemand hulle neus in die lug hou. Daar is 'n mooi gesegde wat trots in die regte perspektief plaas. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar minder aan jouself te dink. 'n Soektog deur die Ou Testament oordeel meestal negatief oor trots. Maar 'n waaksame oog verklap gou dat die trots wat daar ter sprake is, verwys na vermetelheid, hoogmoed, hoogvaardigheid, selfverheffing en grootpratery. Die meeste verwysings hou verband met afgodery of 'n verwerping van die Here wat uitloop op 'n vertroue in eie mag en vermoë. So 'n trots kom tot 'n val. Dit is 'n opstand teen God. En so trots mag ons nie hê nie. Net om een voorbeeld te noem, Jesaja 23 vers 9. Die Here, die Almagtige, het dit besluit. Hy breek die trots. Hy maak die hoogmoed tot niks. Hy verneder die wat oor die hele aarde geëer word. Ons sien dieselfde uitspraak ook in die loflied van Maria in die begin van Lukas. Maar interessant genoeg is die woord trots vir Paulus nie 'n negatiewe woord nie, want hy gebruik dit binne 'n ander konteks. As apostel vir die heidene nasies is hy trots op sy werk, Romeine 11 vers 13. In Jesus Christus is hy trots op wat hy in die diens van God verrig, Romeine 15 vers 17. Paulus is trots op sy medegelowiges, 2 Korintiërs 1 vers 14, 7 vers 4, 1 Tessalonisense 2 vers 19 tot 20. Maar Paulus waarsku ook teen 'n misplaaste trots, soos in Filippense 3 vers 19, wanneer mense trots is op hulle skandes en aardsgesindheid. Ek luister onlangs na 'n gesprek waar CJ Stander, die bekende rugbyspeler, vertel van hoe hy eenmaal 'n 3 gedruk het vir die Bulle en op 'n baie arrogante manier die 3 gevier het. Sy pa het hom geskakel en gesê hy moet die volgende naweek huis toe kom. Daar aangekom, het sy pa hom eenkant toe geroep en gesê: "Wat het jy gedink toe jy so arrogant was met die 3 wat jy gedruk het? My eerste reaksie was om jou met die vuis te voeter as ek jou sien.
Ek was so teleurgesteld in hoe jy opgetree het. Kyk net hoe lyk jou hare. Gaan groet jou ma en dan gaan sny jy jou hare. Kry sommer dadelik jou goed weer reg. Ek het vir jou klaar 'n vliegkaartjie teruggekoop. Toe hy sy ma gaan groet, het sy vir hom gesê, jou pa het begin huil nadat jy die 3 gedruk het. Sy staan er, moes terug gaan stad toe, sy hare gaan versorg, sy naels kort knip, sy skoene poleer en sy gesindheid regkry. Dit was die oomblik waar hy die verskil moes leer ken tussen hierdie 2 maniere om trots te wees. Wat dink jy van hierdie C.J. Stander storie? En waarom dink jy het hy self hierdie verhaal soveel jare vertel? Dit was die oomblik waar hy die verskil geleer het tussen hierdie 2 soorte trots. Die trots wat jou laat groter voel as ander, en die trots wat jou dankbaar maak vir wat jy ontvang het. Die eerste soort trots breek ander mense af en maak van jou 'n mislike mens. Die tweede soort bou karakter. Ware trots lê nie daarin dat ons bo ander uitstyg nie, maar dat ons met nederigheid goed doen, hard werk. Trots is op ons werk, maar aan God die eer gee. Ons gebed vanmôre is 'n gebed uit Latyns-Amerika. O God, gee vandag vir hulle wat honger is, brood. En vir hulle wat brood het, 'n honger na wat reg is. In Jesus naam. Amen. C.J. Langenhoven het gesê, hoe swaarder 'n man aan sy goed gekom het, hoe swaarder bring hy daaraan deur. Swaar kry is lekker kry, en lekker kry is swaar kry. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.